Ok, nou kyk ons na hierdie som. En hierdie tel is 'n 5 punte som as jy die metodes kan onthou. So kom ons kyk nou eers. Ons volg weer eens BODMAS. Nou in die geval kan ons dadelik sien dat daar's een wat ek moet doen, want hy's in 'n hakkie. So die res van hierdie goed skryf ek nou net oor. Kyk, nou sorteer ek eers gou die hakkie uit. Nou wat moet ek eers hier doen? My eerste reël van breuke sê jy mag nie met 'n gemengde getal werk nie. So om dit uit te sorteer, sê ek mos julle maal noemer plus teller en dan kry 'n nuwe breuk. So 2 dat ek net die foon afsit. Hy gaan nou die hele tyd af. OK. So 2 maal 5 is 10 plus 2 is dan gee vir my 12 op 5 minus. Daai ene is reeds reg. 22 op 12 en dan gedeel deur 3, 1 op 5. OK. So weer eens, dan gaan skryf ek maar alles oor, want ek gaan nie nou met daai werk nie. Min, gedeel deur. Maak dit seker is 'n deel. Nee, minus is deel. OK. Nou, die volgende stap met hierdie is dan om te sê, ek moet nog steeds daai uitsorteer, dit is nog nie uitgesorteer nie. Maar, wat doen ek nou? Nou met minus en plus, onthou julle, met breuke mag jy nie met die noemers werk as dit nie dieselfde is nie. So in die geval is dit nie dieselfde nie. OK, so wat moet ek dan nou doen? Ek kan nie 5 na 12 toe maal nie, so ek gaan nie kriskras metode gebruik. So ek gaan hierdie kant maal met 12. Wat ek onder doen, moet ek bo gaan doen. En dan hierdie kant moet ek maal met 5. OK, sodat ek al twee noemers dan op 60 sal beland. OK, so 5 maal 12 is 60 en 12 maal 5 is 60. En dan moet jy nou uitwerk 12 maal 12 gee vir jou 144 minus. Dan het jy nou daar verder 22 maal 5 gee dan vir jou 110. OK, so nou het jy net een breuk daarso. En dan gedeel deur weer 3, 1 op 5. OK, nou skryf ek weer eens die breuk oor. Onthou, jy weet nie wat se stappe tel vir jou punte nie. So ons skip nie die stappe nie. Nou kan ek daai twee gou uitwerk. OK, ek kan sê 144 minus 110 gee dan vir jou 34 op 60 en dan weer gedeel deur 3, 1 op 5. OK. So nou kan jy sien wat het ek nou oor? Ek het 'n deel oor en ek het 'n deel oor. Maar nou vra ek weer, mag jy met 'n breuk deel? Nee, jy mag nie. So wat nou gaan gebeur is ek moet daai verander in 'n maal, daai tekens moet ek wegkry en ek moet hulle verander in 'n maal simbool. En dan doen ons die metode wat ons geleer het, resperook, ons flip-flop. Moet nou nie alles gaan draai nie, maar OK, voordat ons hulle gaan flip-flop, kan jy, ek het nou hierdie gemis. Hierso is 'n onegte en daar's 'n onegte. So ek kon dadelik na agter gekom het ek het 'n fout gemaak. So 4 maal 5 plus jou 2. Gee dan vir jou. Wag net, ek het nou hier iets fout gemaak. OK. Net gou weer sê. 4 maal 5 gee vir jou 20 plus 2 gee vir jou 22 op 5. Gedeel deur daai getal gaan vir nou net eers gou so bly. En dan gedeel deur 3 maal 5 is 15 plus 1 is dan 16 op 5. OK? So nou het ons daai. Nou kan ek
Nou dat ek van al die gemengde getalle ontslae geraak het. Nou kan ek gou dan die flip-flop doen. Ek gaan nou moet oorslaan na 'n nuwe bladsy toe. So hou maar kop nou hier by my. OK. So die eerste ene was, kom ons skryf hom oor hierso vir julle. 22 op 5 gedeel deur 34 op 60 gedeel deur 16 op ook 5. Is ek reg? Ja. Alright. So nou moet ons flip-flop. Nou luister mooi wat ek sê. Ons flip nie almal nie. As jy daai teken verander, flip jy daai een. As jy daai teken verander, flip jy daai ene. Jy flip nie voor die tekens nie. So 22 op 5 sal bly soos wat hy is. Nou gaan ek sê maal. So ek het hom nou verander en nou gaan hy flip-flop. OK? Daar is nou ook 'n deel, so hy moet ook verander in maal, so ek gaan hom flip-flop. Goed. Van hier af sal julle nou sien, dis 'n som wat julle ken. So ek gaan hom net gou uitwerk, dan gaan julle al hierdie met mekaar maal, al daai met mekaar maal vir een bedrag. So, ons sê 22 maal 60 maal 5 gee dan vir jou 6600 op en 5 maal 34 maal 16 gee dan vir jou 2720 en dan moet ons kyk hierso gewoonlik wat ons dan wil doen is om die onegte breek na gemengde getal te doen. Maar in die toets gaan hulle vir jou vra om die vereenvoudigde onegte breek uit te werk. So dit beteken ek moet hom nie verander van oneg nie. Nou onthou oneg beteken mos boeste groot vir onder. Wat hulle wil hê jy moet doen is, jy moet hom vereenvoudig. En hoe vereenvoudig ons hom? Ons doen die leertjie metode. Omdat die leertjie metode doen jy sommer op 'n stuk skrappapier. So, kom ons werk hom nou uit. Ons begin mos met 2, want wat is ons, kom ons skryf vir die priemgetalle hierso, is mos 2, 3, 5, 7, 11, ek glo nie, dit sal verder as dit gaan nie. OK, 6600 gedeel deur 2, ons breek nou daai af daar, gedeel deur 2 gee dan vir my 3300. 3300 gedeel deur 2 gee vir my 1650. 1650 gedeel deur 2 gee vir my gee vir my 825. OK. Nou kan jy sien 2 gaan nie meer in 5 ingaan nie. So gaan jy net na 5 toe gaan. Nee, jy gaan eers 825 deel met 3. Kyk eers of hy vir jou 'n res gee en kyk daai doen nie. So, 3 gaan 825 in, 275 keer, nou toets ons dit weer en hy gee vir my 'n komma. So hy het vir my gegee 91,6. So dan weet ek kan nie met 3 aangaan nie, nou gaan ek na 5 toe. So 275 gedeel deur 5 gee vir my 55. 55 gedeel deur 5 gee vir my 11. En dan weet ek mos nou 11 is 'n priemgetal en dan sal hy op 1 land. O, ek kan bietjie daar skryf. OK, ek kan buite die bordjie ook skryf. OK, so dan gaan ek daai neerskryf as priemgetalle. Ek gaan hom pause en gaan die ander ene doen want my tyd hardloop uit. So dan, ek gaan die rooi pen vat, elimineer ons. OK, so as alles geëlimineer is, dan skryf jy mos nou die antwoord as dan sit jy al daai weer bymekaar en al daai weer bymekaar. Nou as jy dit alsa bymekaar gesit het, dan kry jy 165/68. So hierso is nou vir julle 'n paar somme, skryf dit neer, in pause die video skryf dit neer en stuur weer terug.